Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons vertrou dat u sommer 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het in die gebed van my hart is, dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by die tweede boodskap wat handel oor neerslagtigheid, depressie, bipolêre depressie en verwante diagnoses. Ons is besig om die vraag te probeer beantwoord, is dit 'n siektetoestand waarvoor ons medikasie nodig het of is dit deel van ons menswees? En die vraag wat mense baie keer vra is die Bybel nog relevant vir ons in ons dag en tyd as ons kyk na die mens van die 21ste eeu? En ek kan vir die onomwonde sê 1000 maal ja. God se woord is relevant, maar die feit van die saak is mense lees nie meer die woord nie. Die deursnee predikant maak nie eens meer die Bybel oop wanneer daar 'n erediens gehou word nie, of 'n vers word uit konteks gehaal of motiveringspraatjies word gelewer. En vriende, dit kan 'n mens nie verander nie. Die Bybel sê vir ons as iemand dors het, laat hom na God toe kom om te drink. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. God se waarheid, God se woord, vriende, is soos 'n oase in die middel van 'n woestyn. En ons as mens kan daarby gaan drink. En ek wil vir u sê, medikasie sal nie jou emosionele probleme oplos nie. Dit sal nie jou hartsprobleme oplos nie. Dit sal nie jou sondeprobleem kan oplos nie. Daarom het ons God se woord nodig. Die vraag wat mense vra, maar wat sê die Bybel oor depressie? En was daar depressiewe mense in die Bybel? En wat het die Bybel daaroor te sê? En ek dink die Bybel het geweldig baie daaroor te sê. En dis die probleem van ons tyd, vriende. Mense lees nie die Bybel nie. En ek gaan vir u vanmôre 'n klompie voorbeelde in die Bybel gee van mense wat geweldig depressief was. Soveel so dat hulle amper gesê het, Here, ek sien nie meer kans om te lewe nie. En hoe die Here hulle ook kragtig gebruik het. En dan gaan ons bietjie kyk oor wat is die redes waarom mense depressief raak. Ons gaan bietjie kyk na die sogenaamde bipolêre depressie. Daar is nou bipolêr 1, daar's bipolêr 2. Dis mense wat geweldige optye beleef van opgewondenheid en al hierdie vreugdes en blydskap, en dan ewe skielik val hulle af in hierdie ellende en neerslagtigheid en mismoedigheid en sien nie meer kans vir die lewe nie. Mense wat 'n kort konsentrasiespan het, en ewe skielik word hierdie mense gediagnoseer. Luister vriende, ek wil vir u sê, ek gaan deur hierdie lys vat in die Bybel. En ek dink as die sielkundiges vandag vir 'n Moses in die hande moes kry, of vir 'n Dawid of 'n Paulus, was hulle almal op medikasie, en dan almal was in klinieke opgeneem, en hulle almal het gedink hulle is dodelik siek, terwyl hulle eintlik maar net deur die normale emosies gegaan het, wanneer dinge oor hulle pad gekom het. Daarom wil ek vir u sê, moet tog nie alles glo wat die mediese vir ons leer nie. Ons dank die Here vir dokters. Ons dank die Here dat daar hospitale is. Ons dank die Here dat hulle 'n gebreekte arm kan regmaak en 'n hartomleining kan doen en al hierdie gepaardgaande dinge. Maar ek dink wanneer dit kom by die emosionele dinge, is dokters besig om eintlik, soos die Engelsman sê, hulle boundaries te oorskry. Hulle is besig om met mense te praat en hulle gee medikasie in plaas van om vir hierdie persoon te sê, jy het nodig om by jou predikant uit te kom. Ek dink aan Dr. R.C. Sproul. Een van sy beste vriende was 'n psigiater en hy het op 'n stadium vir R.C. gesê, wil jy nie asseblief vir my kom werk nie? Ek sê jou dubbel of trippel die salaris gee wat jy nou kry, want die meeste mense wat ek sien, het nie 'n psigiater nodig nie, hulle het 'n predikant nodig. En vriende, dis feit op die tafel. Die kerke sit leeg, die klinieke sit vol, want mense dink God het nie meer 'n antwoord vir hulle probleme nie. Daarom sê ek vanmôre vir die onomwonde, dat die kerk van die Here Jesus weer sy plek in die samelewing moet inneem, waar ons mense voed met die waarheid van die woord, sodat hulle geestelik stabiel kan raak, sodat hulle die oë gefestig op Jesus kan hou, en dan oorwinnaar in sy naam kan wees. Kom ek vat u na 'n paar voorbeelde in die Bybel van mense wat aan erge depressie gelei het. Ons dink vriende aan 'n man soos Moses. Numeri 11 vers 11. En Moses sê aan die Here, waarom het u knegt kwaad aangedoen en waarom het ek geen genade in die oë gevind nie, dat u die las van hierdie volk op my lê? U sien, Moses is die leier van die volk Israel. Dis 'n hardnekkige volk, dis 'n moeilike volk. Dink maar aan die omstandighede vanmôre. Miskien is u by 'n werksplek waar u werkgewer 'n moeilike man is. Miskien is u kinders probleemkinders, of miskien het u 'n man getrou of 'n vrou getrou wat vir u al u dae geen. Hoor wat sê Moses, hy sê, Here, waarom het u hierdie las op my gelê? Het ek hierdie volk dan ontvang, of het ek hulle gebaar dat u vir my sê, dra hulle aan u bors, soos 'n oppasser die sygeling dra, na die land wat u aan hulle vaders met 'n eed beloof het? En nou kom die gedagte, vers 13, waarvandaan moet ek vleis kry, om al aan hierdie hele volk te gee? Want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet, en ek alleen kan hierdie volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En hoor nou, en as u so met my wil handel, slaan my dan maar liewer dood, as ek genade in die oë gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. U sien, wat hier gebeur het, is Moses se omstandighede is geweldig uitdagend. Moses is leier van hierdie volk, hy's in 'n posisie geplaas, en die Bybel sê vir ons, dat hy op 'n stadium gekom het en gesê het, Here,
Ek kan nie hierdie las dra nie. Hierdie dinge raak vir my te veel. Die uitdagings is te groot. Dink aan jou en my lewe. Finansieel gaan dit met ons swaarder en swaarder elke dag. Ons het klomp regerders wat hulle self ryk steel, terwyl die mense in die land arm word. Ons kom by skole uit, daar is probleme. Dis elke dag 'n nuwe lysie wat gegee word vir 'n bydrae wat ons moet lewer. Dis by die kerk waar mense by jou bedel. Dit is asof jy net nie meer kan kophou nie. Dan is daar nog die probleme met die karre en dis die mediese fonds en jy kom nie reg met al die kodes wat jy moet kry nie en dinge raak naderhand so dat jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Vat Here my lewe weg. Ek sien nie kans om verder aan te gaan nie. Moses was ook so gewees. En luister, die uiteinde van Moses se lewe was nie 'n pil wat hy gekry het elke dag en 'n kliniek waarin hy opgeneem is nie. Moses het bekend gestaan as die sagmoedigste van alle mense. Moses 'n man na God se hart. Moses 'n man wat gesterf het in hierdie getuienis dat hy God welbehaaglik was. En vriende, dis wat die Here baie keer met ons lewens doen. Hy stuur ons deur omstandighede om ons nader na homself te trek. Meeste van ons vlug van hom af weg. Meeste soek hierdie ideale omstandighede. Ons soek die Utopia. En as ons die Utopia nie kry nie, dan dink ons by onsself, God het ons begewe, God het ons verlaat, hy kan nie oplossing gee vir my probleme nie, kom ek gaan en ek kry vir my medikasie. En ek wil vanmôre vir u sê, daar is 'n God in die hemel, wat ook vir my en jou genade kan gee, soos vir 'n Moses, om ons deur ons moeilike omstandighede te dra. Ek lees gou vir u hierdie man Elia. Nou Elia sal absoluut as 'n bipolêre 1 en 2 gediagnoseer word as 'n sielkundige hom in die hande gekry het. Want luister wat gebeur met Elia in 1 Konings 18. Is daar hierdie geweldige oorwinning wat op die berg Karmel behaal, waar die Here vuur van die hemel afgestuur het en die altaar en die offer op die altaar en die water om die altaar alles verteer het. En die Bybel sê vir ons dat so groot oorwinning dat die Baalpriester doodgemaak is en Elia stap van daai berg af soos 'n hero. En wat gebeur? Hierdie bose vrou Isebel sê vir hom, ek gaan jou doodmaak. En nou vlug Elia vir hierdie enkele vrou, terwyl hy nou net die Baalpriesters dan op die berg Karmel oorwin het. En die Bybel sê vir ons, toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy vir sy dienaar gesê, bly jy daar agter. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Nou vriende, ek slaan my hande saam as ek Elia sien en in dieselfde asem sê ek, Here, dis ek. Jy kry jou dae wat jy oorwinnings behaal, mense kom tot bekering of jy sien hoe mense se lewens verander, jy sien hoe die Here voorsien vir die gemeente, jy sien hoe die gemeente groei en jy dank en loof en prys God en môre oor môre hoor jy van iets wat gebeur en jy's daaronder, soos hulle sê, amper hier in die diepste donker gat en jy dink by jouself, hoe sal ek uit hierdie saak kom? Jou huwelik gaan verskriklik goed en môre oor môre jy en jou vrou 'n argument of daar by die werk gaan alles goed, jy kry bevordering en ewe skielik is daar iemand wat jou te nakom en jy dink my huis van kaarte stort nou in mekaar. Dis presies wat met Elia gebeur het. Hoë hoogtes, laagtes, vandag sou hy as bipolêr gediagnoseer geword het en ag vriende, heel moontlik op medikasie geplaas word. God vat vir Elia die woestyn en die Here ontmoet hom daar by die berg en die Here stuur hom terug om sy werk te gaan doen. Dis die God van genade en liefde. Vriende, hy verdelg ons nie in ons tye waar ons mismoedig, te neergedruk, swartgallig is nie. Inteendeel, hy leer ons in daardie tye. Hy bou ons op in die allerheiligste geloof en hy stuur ons met sy waarheid en in die krag van sy gees. Ons staan gou vanmôre nog by 'n laaste voorbeeld stil, die man Job. U onthou Job het 'n geweldige goeie geseënde tyd gehad. Finansiëel, dit goed gaan met sy vrou, sy kinders, sy diensknegte, sy vee. Vriende, hierdie man het 'n sukseslewe gelei. En hy het nie geweet van hierdie vergadering in die hemel tussen die Here en die duiwel nie. En ons weet dat God toegelaat het dat alles op een dag van Job weggeneem sou word. En dan sien ons later dat sy gesondheid in 'n groot mate gekwyn het. En wat gebeur? Job raak mismoedig. Luister, as ek en jy gesond is, sien ons kans vir die lewe. As siekte in ons lewe kom, baie keer net griep, of ons het miskien een of ander dinge, been wat ons gebreek het, of hierdie onreëlmatige hartritme wat ek nou al 5 jaar deurgaan. En ewe skielik raak ons half depressief. Ons raak neerslagtig. Ons dink het God ons verlaat. Is hy nie meer lief vir ons nie. Ons raak geïrriteerd in ons omstandighede. En ewe skielik begin ons by onsself dink, nou, maar wat is aan die gang? En dis hier waar ons dikwels die fout maak. In plaas van om na God te vlug ons na medikasie.
Hoor wat sê Job in Job 3 vers 3. Hy sê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is, en die nag wat gesê is, 'n seun is ontvang. Mag die dag duisternis wees, mag God nie na hom vra, daarbo nie, en geen ligglans oor hom skyn nie. Mag duisternis en doodskade wie hom ophuis, 'n wolkegevaarte oor hom gaan lê. Dagverduisteringe hom verskrik. Daardie nag mag donkerheid hom wegruk, mag hy nie bly wees onder die dae van die jaar in die getal van die maande wat kom nie. Vriende, as u hierdie gedeelte gaan lees, dan slaan ek my hande saam. Hy sê vers 11, waarom het ek nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem uitgeblaas nie? Kan u glo, hierdie man wat gesê het God het gegee en God het geneem, is so depressief, dat hy sê, man, ek moes eerder gesterf het by my geboorte. Hy dink nie eens meer aan die goeie dae nie. Wil u vir my sê, die Bybel sê niks van depressie, van maniese depressiewe mense, want Job het vir maande in hierdie toestand gesit, dan wil ek vir u sê dat u nog nie die Bybel gelees nie. Luister, God se woord het die antwoord vir my in jou situasie. En ons gaan bietjie môre verder gaan, vir u nog hier en daar in die Bybel wys van mense wat kwai depressief was, wat vandag gediagnoseer sal word as siek mense, wat in klinieke opgeneem sou word, wat medikasie gegee sou word, terwyl die Bybel vir ons legio sulke voorbeelde gee, dan sy antwoorde in sy woord, sodat ons hoop kan hê vir die toekoms. Mag die Here ons genade gee, ons sal môre aangaan. Vriende, baie groete, baie seën en 'n mooi dag vir u verder.